Geliefdes, ons toetrede gesang vanmôre is gesang 171 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2 as toetrede gesang 171. Baie dankie dokter. Gemeente, luister, so sê die Here, wees nie bevrees nie, want ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, genade en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit gesang 393, strofe 1 en 4. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan.
Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons gesondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239, strofe 3. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, en een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing Gesang 265, strofe 1 en 2.
Gemeente, ons het die voorreg om vanmôre weer die Here se woord te kan oopmaak. Ons het ook die voorreg om die woord van die Here te kan hoor in die taal waarin ons droom, ons moedertaal. Maar voordat ons saam lees hier uit Lukas hoofstuk 24, daarvan af vers 13, die baie bekende teksgedeelte wat handel oor die Emmausgangers. Terwyl ons so sit met die Here se woord geopen, laat ons saam bid. Ons dank U, Here, vir U nabyheid. Ons dank U vir hierdie erediens, waar ons weer in ontmoeting kan kom staan met U. So bid ons, dat hierdie woorde, Gods woord in ons harte sal word. Here, dit in ons harte sal ontkiem en sal vrug dra. Ons bid, Heer, dat elkeen van ons U woord sal bestudeer met die nodige respek en agting. Vader, ons erken ook ons menswees. Ons erken ook, Heer, dat ons maar sondaars is en foute maak. In die besonder luister ons ook graag na wat ons wil hoor. Daarom, Heer, is dit vir ons soms moeilik om na U woord te luister. U woord spreek soms hard en duidelik. U woord berisp ons en tugtig ons en vermaan ons, wys ons op ons sonde. Dit is soms pynlik. Ja, die woord van die wêreld, die woord van die mens en ons eie woord is baie meer streelend, baie meer akkommoderend. Daarom dat ons in 'n wêreld leef waar die mens nie meer luister na God se woord nie. En die wat God se woord gebruik dit tot eie voordeel. Vader, ons bid, beskerm en bewaar ons daarvan. Gee vir ons die nodige gehoorsaamheid, agting, Heer, om na U woord te luister. Want die teendeel is ook waar. U woord troos, U woord bemoedig, U woord versterk, U woord is voedsel vir ons lewens. En so bid ons, dat die woord ook ons harte sal raak, ons menswees. Soveel so, Heer, dat ons hierdie woord ook sal gaan uitdra, in die manier hoe ons voor U aangesig leef. Daarvoor dank ons ook U, Heer, dat U ook met ons is, nie net hier vandag nie, maar elke oomblik en elke faset van ons lewens. Vader, ons bid vir ons broers en susters wat deur moeilike tye gaan. Ons bid vir hulle, Heer, wat siek is, wat in die hospitale is, hulle wat besig is om aan te sterf. O Heer, hulle wat hartseer is oor geliefdes se omstandighede, in die besonder waar geliefdes ons vooruitgegaan het. Here, bid ons vir vertroosting, want ons weet, Heer, dat hierdie werklikheid, hierdie lewe en in die besonder die dood geen houvas op ons het nie. Het ons verlos. Vader, ons bid vir die kerk oor die ganse skepping heen. Ons bid vir elke denominasie, Heer, wat met geloof en met ywer U woord verkondig. Ons bid ook vir die geloofsbond. Ons bid vir elke gemeente. Ons bid vir hierdie gemeente van U, Here. En ons bid ook hier vir U leiding, vir U genade. Ons dank U ook vir U geduld en U liefde. Maar Vader, wat ons ook al sê en doen, waar ons ook al mag bevind, mag ons altyd bewus wees, in ons harte weet, dat U teenwoordig is.
Dat ons dit in gedagte altyd sal hou, as ons praat en as ons optree. Vader, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid, Here, omdat ons die kinders is, en omdat ons weet, U is oor ons besorg, en daarom kom ons in die naam van ons middelaar, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees aan saam, daaruit Lukas 24, in die Kanselbybel is dit op bladsy 131 van die direkte vertaling. Die opskrif van hierdie gedeelte is Jesus se verskyning op pad na Emmaus. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle: "Waaroor loop julle so met mekaar en redeneer?" Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord: "Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie?" Hy vra hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en in daad, in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vrou gesê het, maar hom nie daar gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "O julle, wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moet die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby." Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê: "Was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie?" Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê: "Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn." Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing daaruit Gesang 253 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2.
Geliefdes, ons teksvers vir die prediking kom daaruit vers 32. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Geliefdes, die gedagte vir vandag se prediking. As ons oor God praat, dan praat ons met God. Geliefdes, hierdie afgelope tyd klink dit nogal iets wat vreemd, maar is die Here nogal baie in die nuus. Baie op sosiale media. Daar word baie oor die Here geskryf. Daar word selfs ook beelde gebruik waar mense hulself uitbeeld as 'n soort Christusfiguur. Ja, daar word baie gepraat oor aan wie God se kant nou sou wees. En so lees ons hoe die Here ook gebruik word vir propaganda om mense se guns te wen. Maar dit is nie net op die verhoog van die wêreldmedia waar dit afspeel nie. Ons sien dit ook baie keer op sosiale media waar mense ook kommentaar lewer. En hier en daar kom die Here se naam ook baie kere op. Gebruik mense die Here se naam en selfs tekste uit die Bybel om hulle argumente mee te staaf of te bevorder. Liefdes, daar is 'n vraag. Wat dink mense van God? Die mooi vraag is eintlik, wat is mense se godsbeeld? Mense se perspektief oor God? As 'n mens hierdie psigologiese fenomeen sou ontleed, en sosioloë sou dit nou baie beter kon doen, dan sê dit iets van mense se siege, maar in die besonder van mense se uitkyk ten opsigte van God. Dit sê baie oor mense se geloofsperspektief. En ons vind dit ook in die skrif, in die woord van God. Ons het al by geleentheid al daarna verwys, al by verskeie geleenthede, dat die volk destyds God ook maar gesien het as 'n soort versekeringspolis. As 'n handige middel. Daar in Jerusalem, sou ons kon sê met 'n moderne metafore, die hoofkantoor van hierdie versekeringsmaatskappy daar op die berg Sion, en as hulle hom nodig gehad het, het hulle hom genader, hom gaan opsoek, opdragte gegee, en God moes voorsien, God moes uitkoms bring, God moes antwoorde gee. En as God dit nie doen nie, was mense opstandig teleurgesteld en het ander gode gaan opsoek en ander gode gaan raadpleeg. Dis vir ons belangrik om dit in gedagte te hou as ons vandag na hierdie gedeelte kyk. Want Jerusalem was die plek van groot verwagtings. Mense het die verwagting gehad dat die Messias daar sy verskyning sou maak, homself sou openbaar, en dat die verandering, die transformasie vanuit Jerusalem sou plaasvind. En die hele aanloop van die Christus gebeure toe die Here Jesus begin het met sy openbare optrede, het daarop gedui. Daarom lees ons ook dat baie mense die Here Jesus gevolg het en hom voor oë gehou het. Ook as die Here Jesus bietjie meer as 'n week van tevore, soos ons lees hier in die Lukas Evangelie, daar by Jerusalem opdaag, staan vir ons bekend as Palmsondag, die opgewondenheid, die lofsange wat gesing is. Maar dit was nie net die mense wat daar in Jerusalem woonagtig was nie, maar daar was ook 'n groot skare wat hom gevolg het. En dan, geliefdes, weet ons ook wat daar die week alles gebeur het. Hoogtepunte, maar dan ook die laagtepunt van die Here Jesus se kruisiging, die moord op hierdie man. En ons maak dan maar bepaalde afleidings dat van hierdie volgelinge was hierdie twee mans waarvan die een se naam Kleopas was. Ons weet nie wanneer hulle na Jerusalem toe gereis het nie. Dalk al reeds 'n week tevore, dalk met die Paasgebeur het hulle dalk na Jerusalem gereis.
Maar ons weet dat hulle self bevind het in die omgewing van Jerusalem. Emmaus was nie so ver gewees nie, alhoewel te voet is 12 kilometer nogal 'n entjie, veral as 'n mens in gedagte hou die roete wat hulle moes volg. Maar hulle het alles aanskou. En is duidelik dat hierdie twee mans ook bepaalde verwagtinge gehad het. Maar meer as net hierdie verwagting. Hulle was in hulle harte, in hulle diepste menswees oortuig, want hulle verwoord, ons het so gehoop. Hulle was oortuig dat hierdie man hulle sou verlos. En dan, geliefdes, gebeur daar 'n klomp dinge. Here Jesus word in hegtenis geneem. Kan jy self indink, toe daardie beriggewing moes deurkom en die Here Jesus se volgelinge moes bereik? Was nie net die disippels wat daar was toe die Here Jesus in hegtenis geneem is of daarvan kennis gedra het. Dit het versprei soos 'n veldbrand. Jy kan daarvan seker wees. Dit het hierdie twee manne ook bereik. Hulle vertel dit ook terwyl hulle met mekaar praat, terwyl hulle op pad is terug. Hulle het ook daardie beledigings en gespot, het hulle sekerlik ook aanskou. Maar die traumatiese was om die Here Jesus daar te sien hang tussen hemel en aarde. En dit wat hulle gesien het daarop gedui dat hierdie gekruisigde was maar net 'n gewone mens. En die besonder toe soldaat om met die spies steek en daardie vloeistof dreineer. Het hulle sekerlik dalk maar hulle koppe laat sak en omgedraai en weggestap. Hulle die graf aanskou. So finaal. Geliefdes, en dis 'n gevoel, 'n emosie wat elkeen van ons al in ons lewens ervaar het. Elkeen van ons wat al by 'n graf teenwoordig was, en nadat daardie graf toegemaak is, omgedraai het en weggestap het, kom daardie gevoel oor 'n mens van finaliteit. Sal nie weer wees nie. Daardie pogings om weer tot verhaal te kom, om te kan aangaan. Dit is so asof by wyse van Spreuke die wind uit 'n mens se seile geneem is. En dan praat 'n mens ook daaroor. Alles maar pogings om te kan probeer aangaan. En dis maar presies wat hierdie twee mans ook gedoen het. Daar word nie vir ons presies uiteengesit wat die inhoud van hierdie gesprek was nie, maar ons lees tog dat hulle gepraat het oor al hierdie dinge en hulle het bespiegel. Dalk het hulle vir mekaar gesê, dink net wat kon gebeur het. As hierdie man inderdaad die Messias was, dink net wat kon gebeur het, as hy inderdaad die Romeine kon verower het. As hy die volk weer by mekaar kon kry soos Dawid. Dink net, my vriend. Het jy 'n idee wat gaan nou gebeur met ons? Ons wat hierdie man gevolg het. Die Romeine gaan nie stop nie. Het jy 'n idee hoe gaan ons ook bespot en belaglik gemaak word deur die godsdienstige leiers, want mense weet ons het hom gevolg. Kan jy dink aan ons familie en vriende wat vir ons gaan lag as ons terugkom by die huis? Ja, geliefdes. Ons is eens met hierdie twee mans. Ons sou sekerlik presies dieselfde opgetree het, presies dieselfde manier geredeneer het. Maar dan met eens terwyl hulle met mekaar besig is, kom hier 'n vreemdeling. En 'n mens kan, as mens gaan kyk na die Griekse teks, is dit ook half of hulle iets wat geïrriteerd raak met die man wat hier kom vra. Hulle is hier besig in 'n gesprek, hulle is getraumatiseerd, hulle is hartseer, hulle is verward, hulle is kwaad, hulle is teleurgesteld. Daar's 'n klomp emosies wat gelyktydig deur hulle spoel, en nou kom hier 'n man en wil saam met hulle loop en praat. Daarom het hulle ook nie vreeslik op hom fokus nie. Daar kry die man die boodskap dat hy moet aangaan. Jy kan jouself maar indink dat in daardie tyd was dit heel waarskynlik ook maar die gebruik dat mense maar so saam met mekaar geloop en praat het terwyl hulle op reis was iewers heen, om die reis ook maar korter te maak. Die van u wat tydens vakansietye ook gaan stap sal weet, as daar iemand is wat saam met jou loop en mens kuier en gesels, as we sien, dan het die mense 'n klomp afstand afgelê. En dit was heel waarskynlik maar dieselfde
Maar vandag is daar nie tyd en plek en geduld om met 'n vreemdeling te praat nie. Maar die vreemdeling hou aan en hy vra vir hulle, waaroor praat hulle so met mekaar? Want hierdie man kan sien dat hulle ernstig besig is om met mekaar te redeneer. Hy kon heel waarskynlik sien dat hulle ontsteld is en benewens het hy geweet wat in hulle harte aangaan. Nou gaan staan hulle en hulle kyk die man aan. En onmiddellik dink mense aan daardie uitdrukking in die Ou Testament van waar gehaasie, waar vandaan kom jy? Is jy dan nou die enigste vreemdeling in Jerusalem? Weet jy nie van die dinge wat gebeur het nie, want dit was algemene nuus. Ons kan onsself maar net indink in daardie tyd. Al het hulle nie sosiale media gehad soos ons vandag, jy kan nie maar dink hoe dit ook in daardie tyd maar moes versprei het. Dit was iets wat geweldigs was, die kruisiging. En dan vertel hulle iemand van alles wat gebeur het. Ons het tog so gehoop dat hy die een sou wees wat Israel sou verlos. Ja, geliefdes, hier sê ons weer eens, sien ons wat in die harte van hierdie twee mans geleef het. En geliefdes, dit was nie net in die harte van daai twee mans nie. Hulle verteenwoordig eintlik die harte van die volk, van elke volgeling wat so gehoop het op die Here Jesus, wat so gehoop het op die koms van die Messias. Hulle verwoord dit. Dit is wat in hulle harte geleef het. En wat het in hulle harte geleef? Want in hierdie teksgedeelte kom die gedagte van die hart 2 keer voor. Dit is die menslike hart. Hulle eie oortuigings. Ons sou dit anders kon verwoord op hulle manier. Soos hulle dit graag sou wou gehad. Dis duidelik as mense die evangelies lees, wat die mense se verwagtings was rondom die Messias. Nou geliefdes, niks het ook maar verander nie, want ons is ook maar baie kere so. Ons het ons uitkyk op die lewe, ons het ons verwagtings. Ja, ons is geleer om te bid, Here, laat U wil geskied, maar Here, seën eintlik my wil. Dan kan U my wil, U wil maak. En ek sal U verheerlik dat dit U wil is. Is dit nie wat baie kere gebeur nie? Want mense baie kere hulle wil God se wil maak. Gevaarlik. Kan nie. Maar dis wat ons eintlik hier raak lees. En daar het hulle hierdie hart van hulle geopenbaar het. Begin hierdie man om met hulle te praat. En hy spreek hulle hart aan. Waarom is julle harte so traag? Mense sou dit ook anders kon vertaal met, waarom is julle harte so verhard? Waarom het julle nie insig nie? Hulle spreek hom aan as die vreemdeling. Maar kerels, waarvandaan kom julle? Het julle nog nooit uit die skrifte iets gehoor nie? En dan verduidelik hy weer vir hulle die Bybel, wat algemene kennis was, enige getroue, godsdienstige, gelowige Jood, en in die besonder die volgelinge van die Here Jesus, was die bewus van die profetiese voorspellings rondom die koms van die Messias. Van Moses reg deur die psalms, hulle het geweet. En nou kom hier die man en hy lê dit weer uit. En hy is nie net besig om die woord te verkondig nie, hy is besig om met hierdie man se harte te werk. Want hierdie harte was eintlik so verhard, so oortuig van wat hulle wil, wat hulle wou gehad het. En dan lees ons, kom hulle by Emmaus, en dis tog 'n interessante gedagte, so 'n terloopse gedagte. Dis nie maar net toevallig dat Lukas ook daarna verwys het. Die Lukas evangelie speel nogal baie met die reismotief. Here Jesus op pad van Galilea na Jerusalem. Dan weer in Handelinge, ons weer is dieselfde skrywer, weer van Jerusalem na die uithoeke van die wêreld, maar hierdie reisgedagte speel nogal 'n sentrale rol en in hierdie teks ook, want soos ons vroeër gesê het ook, Jerusalem was hierdie fokuspunt. Dis waar God gewoon het, dis waar die tempel was, dis waar die godsdienstige korps was. God was in Jerusalem. Jerusalem het 'n besonderse plek ook in die geskiedenis gehad. Vanuit Jerusalem sou die verlossing kom.
En nou hierdie teleurstelling, hulle gaan terug na Emmaus, hulle gaan terug na hulle lewe. Is dit nie maar wat die disippels ook gedoen het as hulle terugkeer na Galilea, terugkeer na die viswaters nie, die Here Jesus is dood, ons gaan aan. Want dit is ook wat hulle verwoord. Dis nou al die 3de dag. En nou is daar nog vrouens wat ons kom ontstel ook, hierdie man is dood, dis die werklikheid. Dis waarom die Here Jesus ook nie kan herken nie, want die werklikheid is net te oorweldigend. Hulle verstand sê vir hulle, dit kan nie. Is dit nie maar wat in vandag se wêreld ook gebeur nie? Is die mensdom en soms die kerk ook nie maar op pad weg van Jerusalem by wyse van Spreuke nie? Omdat die werklikheid vir die mens net te groot geword het. Die opstanding is onmoontlik. Ja, daar is selfs persone, die geleerdere van die kerk, wat hierdie gedagtes verkondig. Maar geliefdes, die Here Jesus praat met hulle, lê die skrifte uit. En as hulle by Emmaus kom, dan dring hulle daarop aan, dat hy by hulle moet oorbly. En dan daar aan die etenstafel, as hy die brood breek, en die dankgebed spreek, dan as hy hierdie brood vir hulle gee, dan gaan hulle oë oop. Daar gebeur iets met hulle hart. En hulle vra vir mekaar. En ons weet nie wie hierdie vraag vra, maar Kleopas het dalk begin, omdat ons maar sy naam ken, en sê, en vriend, het ons harte nie warm geword nie. Daar is 'n antwoord waarom hulle harte nie warm geword het nie, broers en susters, want terwyl hulle met mekaar praat en met mekaar besig is en oor God praat en oor al die dinge wat gebeur het, het hulle nie besef dat die Here saam met hulle is nie. Die Here hoor alles nie. Hulle het nie besef dat die Here is in hulle midde nie. Maar genadiglik gaan hulle oop. En as hulle oop gaan, dan keer hulle terug na Jerusalem. Terug na die simbool van hoop, daar waar alles gebeur het, en hulle gaan verkondig die evangelie. Hulle vertel alles wat op hierdie pad gebeur het, van die Here wat saam met hulle gereis het en met hulle gepraat het. Hulle gaan verkondig hierdie hartsverandering wat plaasgevind het. En dit bepaal die res van hulle lewens. Geliefdes, hierdie is 'n besonderse teksgedeelte. 'n Gedeelte wat vir ons ook so kosbaar is in die tyd waarin ons leef. In 'n wêreld waar daar so baie oor God gepraat word. So baie gestry word oor God. So baie opinies is oor God en oor God se wil en God se doel en waarheen God op pad is, met watter volk of met watter wêreld, nasie of leier. Ons maak ook baie kere aanspraak op die goddelike reg. Ook baie kere in die kerk. Ek is reg en jy is verkeerd. Die Here is met my in my optrede en die Here is teen jou en jou optrede. Liefdes, en terwyl ons so besig is met die saak van God en oor God, vergeet ons dat elke keer wanneer ons oor God praat of God toeëien, is ons besig om met God te praat. God is met ons. Die Here Jesus sê dit dan aan sy disippels, daar soos lees in Johannes. As hy sê, ek gaan, maar ek gaan vir julle 'n ander voorspraak stuur. Ek gaan julle nie agterlaat as weeskinders nie. Die Here Jesus sê self in daai selfde teksgedeelte uit Johannes 14, onthou, ek is die weg. As ons die weg bewandel van die Here Jesus, beteken dit ons is mos saam met hom, ons volg hom. Die Here Jesus sê dan, as jy my wil volg, neem jou kruis op. En ons het jare gelede ook by daardie teksgedeelte stil gestaan, wat sê maar die swaartepunt van ons kruis wat ons dra is op die skouers van die Here Jesus. Hou hom voor oë, soos die Hebreërskrywer sê, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons bely dan, ons glo met ons hart, of veronderstel om met hart en siel en krag en ons hele verstand te glo, dat ons met die Here Jesus is. Nou broer en suster, hoe is dit dan moontlik dat mense so onverantwoordelik, so oppervlakkig met God kan omgaan?
God woon nie in Jerusalem nie. God woon nie in die hemel daar ver nie. God is nie net op 'n Sondagmôre in 'n kerkgebou teenwoordig nie. God is elke dag in ons lewens teenwoordig. En hoe leer ons as ouers vir ons kinders dit van hulle eerste lewensoomblikke af? Wat leer ons hulle? Dat die Here woon hier in jou hart. Die Here Jesus is hier in jou hart. Die Heilige Gees is in jou en met jou. En weet jy broer en suster, dan kyk mens terug na die afgelope week en 'n half se gebeure weer en mens skud net kop en hartseer, afgrys. Wat het geword? Besef mense nie meer wie is God nie. Mense bespiegel en praat oor al die dinge wat gebeur in hulle lewens. Oor al die dinge wat gebeur in die wêreld sonder om te besef dat die Here is hier. Dit was die bekende Duitse teoloog Karl Barth wat gesê het, elke keer wat ons oor God praat, praat ons met God. Die Here weet alles, kan niks wegsteek nie. Jy sien, broer en suster, die probleem baie kere is dat die fokuspunt op ons is. Daardie ou gedagte wat ons ook al vir mekaar gesê het uit die Engels me, myself and I. Dit gaan so baie kere oor my hart, my gevoel, my begeerte, my wense, my wil. In plaas daarvan dat ons vergeet, dit gaan oor God. Dis al laat, die son het gesak, maar as die hart reg is, dan keer hulle terug na Jerusalem en hulle gaan vertel die wonder van God, Christus se opstanding. Hulle kan dit nie vir hulle self hou nie. Hulle is nie meer bang nie. Hulle is verlos. Broer en suster, mag ons dit nooit uit die oog verloor nie. Mag elkeen van ons op besef dat die Here is elke dag met ons op pad. Ons is maar baie kere ook maar op pad Emmaus toe, waarheen ons ook al ons lewens beplan. En ons praat ook baie keer oor al die dinge, maar eintlik oor ons hartsbegeertes. Maar ons moenie vergeet nie dat die Here met ons op pad is. En die Here is nie met ons op pad Emmaus toe nie, die Here is met ons op pad die ewigheid in die ewige lewe. Om tuis te kom by hom. En daarom broer en suster moet ons dalk minder luister na wat ons vir mekaar sê en wat die wêreld vir ons sê oor al die dinge wat gebeur. En dalk moet ons weer die woord van die Here begin oopmaak en luister na die stem van die Here. Daardie twee mans het 'n voorreg gehad wat ons nie het nie. Watter onuitspreeklike voorreg was dit nie om vir bykans 12 kilometer te kon loop saam met die Here en te luister hoe die Here die skrif uitlê. Ou Dr. Hendrik Breitenbach het dit so mooi verduidelik toe ons studente was. Die doel van prediking, die doel van besig wees met God se woord, is om altyd weer in ontmoeting te kom met die geopenbaarde woord Jesus Christus. En weet jy broer en suster, as ons dit weer kan besef, dan sal ons 2 keer, 3 keer, 4 keer, 10 keer dink, voordat ons bepaalde dinge doen, bepaalde dinge sê, bepaalde dinge toelaat. As ons tog maar net weer kan besef, dat die Here saam met ons loop. Hierdie gedeelte het ook natuurlik troos, bemoediging. Want ons is maar vlugtelinge, van Adam en Eva af. Ons hou van vlug en nou is ons nog 'n klomp voortrekkers ook. Ons hou van trek. Maar God dank, die Here is altyd saam. Die Here trek saam, die Here loop saam. Al wat ons maar net voor moet bid en moet vra, terwyl ons so beweeg, dat ons ore sal oopmaak en sal luister. Dat ons sal toelaat dat ons harte ook verander sal word. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, daar word baie gepraat, daar word baie beplan, daar word baie bespiegel. Ja, U word deur baie gekaap. Ag Vader, ons bid.
Ons bid, Here, dat daardie harte sal versag. Dat U deur die woord en deur die Gees ook met daardie harte sal werk. Dat die harte oop sal gaan vir U. En ons bid, Here, dat ons 'n bietjie sal wegkyk van ons eie belang, sal gaan stil staan en sal besef dat ons die vreemdelinge is, baie keer. Dat ons weer sal luister na die stem van U Seun Jesus Christus, die geopenbaarde woord. Ons bid, Heer, dat U nie net in hierdie dag nie net op hierdie oomblik nie, maar elke keer wat ons U woord oopmaak, elke keer wat ons op ons knieë gaan, dat ons U sal hoor en dat ons in die geloof sal reageer. Dat ons harte sal warm word, dat dit ons lewens sal rig. Ons bid, Heer, bewaar U kerk, stap saam met U kerk, o Heer. Vader, dit bid ons, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sluit vanmôre af met 'n gesang wat aansluit by hierdie gedagte en hierdie reismotief van Lukas. Daardie baie bekende gesang 505 en ons sing daar al 4 die strofes, ons sing dit staande, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam daaruit gesang 532 strofes 1. Baie dankie. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees op u lewensreis. Amen.